Baie welkom by nog 'n Woensdag woordgeleentheid waar ons weer vir 'n paar oomblikke stil word en ook saam luister na wat die Here vir ons wil sê. Daar's iets wat almal van ons op 'n daaglikse basis doen en heel moontlik bedoel ons dit baie keer sonder dat ons eers agterkom. En dit is dat ons sug. Dink nou aan 'n gewone dag, so veral nou hier in die winter. Dis vroegoggend, jou wekker gaan af, maar jou lyf smag na nog 'n uur se slaap en dan sug jy. Of jy sit in die verkeer vas as gevolg van stikkende verkeersligte en motors wat voor jou indruk en dan sug jy. Of na werk kom jy by die huis en sodra jy begin kos maak of wil TV kyk, dan gaan die krag af en dan sug jy. Of dalk het jy onlangs gekyk na die prys van 'n sak kruideniersware of jou petrol wat jy ingegooi het of net nog 'n rekening en die lewe wat net al hoe duurder word en dan sug jy weer. Nou 'n sug sou ons kan beskryf as jou lyf se manier om stoom af te blaas. Dis 'n teken van frustrasie en irritasie. Maar ander kere is 'n sug baie dieper as net 'n irritasie, want ons sug ook as ons moeg is. Ons sug baie keer as ons voel dat daar te veel verantwoordelikhede op ons skouers is. Ons sug as ons nie meer lus voel om weer 'n slag vir iemand iets te verduidelik nie. Of dalk sug jy omdat jy net oorweldig voel en jy weet nie waar om te begin om 'n uitdaging voor jou aan te pak nie. As ons eerlik is daar ook baie redes hoekom mense vandag ook sug. Vir sommige is elke dag 'n stryd om oorlewing. Baie mense sug omdat hulle werk soek en nie werk kry nie. Gesinne sug terwyl hulle kop bo water probeer hou. Gemeenskappe sug oor geweld wat buite beheer voel. Ons as ouers sug baie kere omdat ons bekommerd is oor ons kinders se veiligheid. En dis nie eers om te praat oor die gesig van belastingbetalers, oor al die slaggate en gebrekkige watervoorsiening, kragpryse en die swak diens in sommige staatsdepartemente nie. Ek dink jy sal saamstem, ons leef in 'n land met ongelooflike mooi mense en soveel potensiaal, maar ons leef ook saam met 'n klomp seer en gebrokenheid. Dis so asof 'n mens amper op dieselfde dag baie dankbaar kan wees vir 'n klomp goed, maar op dieselfde tyd ook diep bekommerd kan voel oor baie dinge. Jy kan lief wees vir hierdie land, maar jy kan ook oorweldig voel oor alles wat stikkend is. En dan kom Paulus in Romeine 8, en hy help ons om hierdie sug van ons op 'n dieper manier te verstaan. Hy wys vir ons dat sug nie net altyd oor 'n gekla gaan nie, maar partykeer is 'n sug eintlik 'n eerlike vorm van gebed, wat nog net nie mooi woorde gekry het nie. Kom ons lees dit saam in Romeine 8, daarvan vers 26 tot 28. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge, wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet en die wat volgens sy besluit geroep is. So ons sê, dis 'n eerlike vorm van gebed hierso, wat ons baie keer nie in mooi woorde kan omsit nie. Dit is jou hart wat voor God kom erken, dat iets nie reg is nie. Dis hierdie verlange, hoor ons hierso, dat God moet kom en hy moet kom nuut maak en heel maak en herstel. So die sug waarvan Paulus hierso praat, behels met ander woorde om steeds te midde van my omstandighede, my gesig in God se rigting te draai, selfs al weet ek nie altyd presies wat om te bid nie. Nou in Romeine 8 sê Paulus vir ons, daar's eintlik 3 goed wat sug. Daar is die skepping, dan is daar ons, die mens, maar ook die Gees wat saam sug. En Paulus begin deur te sê, die skepping sug. Met ander woorde, hierdie wêreld is nie bestem, of dit wat God bestem het dit moet wees, dit is nie meer dit nie. Alles is nie reg nie. Ons kan dit nie net wegpraat met mooi woorde of maklike geestelike antwoorde nie, want daar's iets wat stikkend is. En dit sien ons oral om ons elke dag. Ons sien dit van die besoedeling in die natuur af, maar ons sien dit ook in gewone woonbuurte en gemeenskappe, waar armoede toeneem en kinders honger gaan slaap. In Romeine 8 wil Paulus vir ons leer dat te midde van hierdie stikkende skepping, wil hy ons kom herinner dat ons as gelowiges, ons kan nie buite hierdie pyn staan nie. Ons sug saam. Christendom maak ons mos nie harder vir die lewe nie. Die Heilige Gees maak ons nie ongevoeliger nie, maar dit werk juis andersom.
Want hoe nader ons aan God se hart leef, hoe meer raak die wêreld se seer ook vir ons. Ons raak met ander woorde nie minder mens nie, maar ons raak juis meer mens in ons strewe om soos Jesus te word, want ons word meer bewus van mense se swaar kry. En daarom huil ons saam met God oor sy skepping. Ons treur oor onreg. Ons voel die swaar van mense se lyding. Ons kyk nie net weg en sê, ag, dis nou maar hoe die wêreld of die lewe werk nie. Want mense wat geesvervuld is, leef met ander woorde of leer met ander woorde ook om saam te sug. En miskien is dit juis een van die dinge wat die Here ook in hierdie tyd vir ons as 'n gemeente wil leer. Ons moenie net elkeen op ons eie oor ons eie probleme sug nie, maar ons moet leer om ook saam te sug. Saam te sug oor 'n stad, saam te sug oor sy mense, saam oor die moegheid wat ons baie keer in mekaar se oë sien, saam oor die gebrokenheid wat soms so normaal geword het dat ons amper ophou om dit raak te sien. Maar hierdie saamsug beteken nie net ons moet sit en hartseer voel en niks doen nie. Beteken nie net ons moet ons hande vou en sê, nou ja, dis nou maar hoe dit is of dis sleg nie. Saamsug beteken wat die een kommentator sê, dat ons 'n heilige onrus moet ontwikkel. Dis wat gebeur wanneer die Gees van God in ons werk, sodat ons nie meer gemaklik is met alles wat stikkend is rondom ons nie. En dan begin ons sê, genoeg is genoeg. Genoeg van die onverskilligheid, genoeg van die selfsug en die net nog meer wil by mekaar maak. Genoeg van 'n geloof wat mooi woorde praat, maar nie bereid is om op te offer nie. Want wanneer ons saam met die skepping sug, dan eers begin ons ook saam met God beweeg. Maar Paulus praat nie net oor die wêreld en gemeenskappe se pyn nie. Hy bring dit nog nader. Hy praat ook oor ons eie swakheid, want hy weet dat daar is wanneer 'n mens nie lekker weet hoe om te bid nie. Nie omdat jy nie glo nie, of omdat jy 'n swak Christen is nie, maar eerder omdat die lewe jou partykeer rondstamp en jou woorde opraak. En dalk was jy ook al daar waar jy probeer bid, maar dit voel of jou sinne uitmekaar uitval. Jy begin, maar jy weet nie eers lekker waarvoor om te vra nie. Moet jy nou bid dat hierdie situasie verander, of moet jy vra dat jy in die situasie verander? Moet jy vra vir krag, of vir uitkoms, of vir geduld, of vir genesing, of vir wysheid? Partykeer dan voel dit mos so asof hierdie gebede wat ons bid in elk geval net teen die dak vaskap. Nou Paulus ken daardie plek, en dit is belangrik om ook raak te sien wat hy hier in die gedeelte nie vir ons sê nie. Paulus sê nie, julle moet maar net harder bid nie. Hy sê ook nie, die regte gelowiges sal altyd presies weet wat om te sê nie. Hy sê beslis ook nie, dat ons net harder moet glo, en dan gaan dinge makliker voel nie. Maar hy sê hierso vir ons iets wat baie dieper en meer troosryk is. Hy sê, die Gees kom ons swakheid te hulp. En dis vir my een van die mooi waarhede in die evangelie, dat wanneer ek en jy nie meer weet wat om te bid nie, dan raak die hemel nie stil nie. Wanneer ek en jy ons woorde opraak, dan hou God nie op om te werk nie. Wanneer ons op daardie plek is in ons lewe waar ons voel, ons het niks meer om te bid of te sê nie, dan los die Gees ons nie alleen nie, maar dan kom hy nader. Want die Heilige Gees ontdek ons kyk nie neer op ons swakheid nie. Hy draai nie sy gesig net na die sterk bidders en die sterk gelowiges toe nie, maar hy kom juis na daardie mense toe wie se harte net kan sug. En hy neem dit wat ons nie kan verwoord nie, en dan bring hy dit voor God. Nou dink vir 'n oomblik daaraan. Die Gees neem met ander woorde daardie rou materiaal van 'n mens se pyn en vrees en verlange en trane, en dan vertaal hy dit en hy bring dit in die teenwoordigheid van die Vader. Hy is met ander woorde nie net die trooster langs jou nie, maar hy is ook die een wat vir jou intree. En dan sê Paulus nog iets. Hy sê, die Gees bid volgens die wil van God. Die Gees vat met ander woorde ons gesig en dan bring hy dit voor God op 'n manier wat pas by God se hart. Want jy sien, hy weet wat in ons aangaan, maar hy weet ook wat in die Vader se hart leef. En tussen ons swakheid en God se wil, staan die Gees nou as ons helper. En daarom hang gebed nie net af van hoe goed ons kan bid nie. Dankie tog daarvoor. Sommige dae weet ons mos nou, voel mense gebede baie sterker as ander, maar ander dae is dit net 'n geprewel of 'n paar sinne. Party dae kan ons Bybeltekste aanhaal
en ons kan sing en getuig. Ander dae kan ons maar net sê, Here, help asseblief. Maar is juis in daardie tye, sê Romeine 8, dat die Gees saam met ons sug. Want wanneer die Gees sug, dan gebeur daar ook iets. Dalk nie dadelik met 'n vinnige oplossing soos wat jy sou verkies nie, maar daar gebeur iets tussen hemel en aarde. Want God is nie doof vir die Gees se gebed nie. Die Vader staan hierso, erken die stem van sy Gees. En hy weet dat die Gees volgens sy wil bid. Daarom is ons nie alleen in ons swakheid nie, want ons saak word in die hemel gestel. Ons pyn word voor God genoem en ons lewe val nie buite sy sorg nie. En dit bring ons by daardie bekende woorde daar in Romeine 8 vers 28, dat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Nou kyk, daar's min verse wat al so baie gebruik is, maar ook so baie misbruik is soos hierdie vers. Ons sê dit maklik vir mekaar, veral as mense swaar kry, dan sê ons, onthou, alles gebeur met 'n doel. Alles sal uitwerk. Alles werk mos ten goeie mee. En ons bedoel dit baie kere goed. Maar vir iemand wat regtig swaar kry, kan dit soos 'n dun pleistertjie op 'n groot diep wond voel. Nou Paulus probeer nie met hierdie vers net 'n geestelike sousie oor ons tragedie gooi en dit dan goed noem nie. Nee, ons moet Romeine 8 vers 28 saam met vers 26 en 27 lees. Want die punt is dit, Paulus sê nie sommer net dat alles van self gaan regkom nie. Hy sê, God is steeds besig om te werk, ook in daardie opsigte wat ons nie dadelik kan sien nie, want die Gees bid vir ons volgens God se wil, en daarom kan ons weet dat ons lewe word nie maar net deur toevallighede rondgeslinger nie. Ek en jy is nie uitgelewer aan die blote noodlot nie. Ons is in God se hande, en hy is besig om ons te dra, en te vorm, en ook nader aan sy doel met ons lewe te bring. En dit beteken nie dat ons noodwendig altyd alles dadelik gaan verstaan nie. Gelukkig hoef ons ook nie, want daar is baie dinge in die lewe, wat maar baie die mekaar lyk baie keer. Baie kere is daar meer vrae as maklike antwoorde. En party wonde gaan nie dadelik gesond word, net omdat iemand 'n mooi sinnetjie daaroor gesê het nie. Maar Paulus kom en herinner ons dat God is gelukkig nie de mekaar nie, al voel ons baie keer de mekaar. Ons sien nie altyd dadelik die groter prentjie nie, maar God sien verder. En daarom is hy steeds besig om met sy mense te werk. Hy dra ons as ons moeg is, en hy roep ons nader aan hom. Hy hou ons vas, wanneer ons nie meer lekker weet hoe om vas te hou nie. En daarom moet ons ook hierdie mooi woorde wat Paulus gebruik hier, so spesifiek die woord goeie, moet ons ook mooi verstaan. Die goeie beteken nie noodwendig dat alles altyd vir my gemakliker gaan word nie. Dis nie dat my planne altyd gaan uitwerk en my tydlyn gevolg gaan word en my idees van sukses net so gaan gebeur nie. Die goeie is dat God se wil op die ou end in my lewe gebeur. En dit is dat ons dan in die proses ook meer soos Jesus gevorm word. Dit is dat ons op die ou end besef dat niks ons van God se liefde kan losruk nie. En dit is dat God dan selfs in daardie donker tye ook wat ons die ontdekking maak, dat sy hand nie van ons weggetrek word nie. En daarom kan ek en jy vandag anders leef. Leef ons nie meer soos mense wat vasgekeer is in alles wat verkeerd is nie. So ja, ons sug steeds, maar ons sug nie sonder hoop nie. En ons mag eerlik wees oor wat swaar is, sonder om te dink dat ons eerlikheid dan ongeloof beteken. Ek en jy kan na God toe kom met dit wat binne in ons leef. En party dae is dit 'n sterk gebed, maar ander kere is dit net 'n sug. En dis genoeg, want ons hoef nie voor te gee dat ons altyd sterk is nie. Ons hoef ook nie te dink dat gebed eers regtig waarde het as dit mooi en lank en geestelik genoeg klink nie. Want God hoor ook daardie woorde, of daardie gebede wat nie altyd woorde het nie. Daarom dink ek, moet ons as gemeentes ook saam leer sug. Nie soos mense wat hoop verloor het nie, maar soos mense wat glo dat God steeds ook hoor. Ek en jy kan saam sug oor Johannesburg. Ons kan saam sug oor Suid-Afrika, maar ons kan ook saam sug oor families en skole en werksplekke en bure en alles wat seer en stikkend is. En dan op die ou end kan ons ook saam vra, Here, waar wil U hê, moet ons ook saam met U beweeg. So mag jy hierdie week onthou dat
As jy dalk voel of jy aan die einde van jou kragte gekom het en jy net wil sug, dat dit nie ongesiens verbygaan nie. Want die Gees hoor dit, en hy vertaal dit in hemelse taal, en bring dit voor die Vader. En daarom hoef jou volgende sug nie 'n teken van moedeloosheid te wees nie. Want in God se hande kan dit juis die begin wees van iets nuuts, wat hy ook in ons wakker maak. Kom ons bid saam. Here, daar is dae wanneer ons nie lekker weet wat om te bid nie. Dis dan wat ons woorde maar min raak, want ons gedagtes voel die mekaar en ons harte is dalk moeg. Maar dankie dat die Gees ons dan nie alleen los nie. Dankie dat die Gees vir ons intree, wanneer ons nie self weet hoe nie. Neem asseblief ons gesig, ook ons stiltes en ons gebroke gebede, en Heilige Gees bring dit voor die Vader. Help ons om te rus in die wete, dat U ons hoor, selfs as ons nie meer die regte woorde het nie. Dankie Here. Amen.